As daar een ding is wat my grensloos irriteer as 'n wedergebore kind van die Here, dan is dit valse profesie. En julle kan nou seker weet, ek gaan nou praat na aanleiding van hierdie gemors van Dani Botha, hierdie sogenaamde Christelike sanger, wat gesê het dat die wederkoms van die Here sou die 23ste tot die 25ste September plaasgevind het, actually die 23ste tot die 24ste, wat dwars deur die hele wêreld deur sogenaamde fantastiese teoloë uitgewerk is. Maar ek wil vir julle ter aanleiding lees 'n paar verse uit 2 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 11. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat nog moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Hoor julle daai woorde? Dit wat Moses gedoen het, dit wat Moses ingestel het vir Israel, was deur die Here bepaal om te vergaan. Dit was nie bedoel om standhoudend te wees nie. Dit was bedoel om te vergaan. Vers 14. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Jy sien, die Bybel is vreeslik duidelik hierop, dat alles van die Ou Testament het vernietig geraak in Christus met betrekking tot die heidene. Ons as heidene gelowiges het absoluut niks met Israel en die Jodendom te doen nie. Ons het niks te doen met hulle tabernakelfeeste nie, ons het niks te doen met hulle hittefeeste nie, ons het niks te doen met hulle Pinksterfeeste nie, ons het niks te doen met hulle watse feeste en watse offers en watse shofare en watse diere geoffer word, hoegenaamd nie. Ek gee nie om of dat 2 miljoen shofare die 23ste September in Israel geblaas was nie. Ek gee nie of dat 50 miljoen is nie. Daai is nie vir ons nie. Jy kan nie dit wat aan die Jodendom gegee is, toepas op die Nuwe Testament Christen nie. Want alles wat Moses gegee het, is bepaal om te vergaan en het vergaan. Want wat sê, as jy die Ou Testament lees, en jy gaan nou volgens die Ou Testament, dan is jy verblind. Jy is versluier, jou sinne is versluier. Hy sê, maar alles van hierdie Ou Testament, wat alles 'n teken was van en 'n skaduwee van, het in vervulling gekom in Christus, en niks meer van die Ou Testament is in enige vorm 'n skadu van iets nie. Want Christus het geword die realiteit van daardie skaduwee wat gekom het. Nou, wat is die probleem wat ek het met hierdie hele ding van Dani Botha en hierdie ander klomp valse profete wat deur die wêreld gepraat het oor die 23ste September? Julle is so vasgevang in die Jodendom en in die Hebreëse goeters in, dat julle vergeet wie Christus is. En in effek, jy kan Jesus Christus verkondig, maar dan is jy ook die antichrist. Hoekom sê ek so? Want in al hierdie dinge verwyder jy Jesus Christus uit die hele profetiese werkinge van die Vader uit die Triniteit uit. Hoor jy wat ek sê? Jy verwyder Christus uit die profetiese werkinge van die Vader uit, as jy teruggaan na die Hebreëse wette, na die Hebreëse feeste, en jy wil alles in die Nuwe Testament baseer op die Ou Testament, wanneer Paulus dit duidelik maak, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, vers 15, lê daar 'n bedekking oor julle hart. Wat beteken dit as hy sê, daar lê 'n bedekking oor julle hart? Beteken, jy het nog nie gekom tot 'n openbaring van Jesus Christus is jou lewe nie. Jy kan Jesus Christus verkondig left, right en center, soveel as wat jy wil. Maar as jy nie Christus sentraal plaas, apart van die wet, apart van die Jodendom, apart van die Hebreëse situasies, dan is jy nie 'n kind van die Here nie. Want 'n kind van die Here is nie gebaseer op dit wat in Israel gebeur nie, maar dit is gebaseer op wat Jesus gesê het, tensy jy nie wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie.
Die waarheid van Christus is wat Paulus verkondig en hy noem dit in Kolossense 1:27. Die geheimenis van alles onder die heidene is Christus in julle. Die hoop op heerlikheid. Nie die Hebreëse leringe, die Hebreëse situasies, die Hebreëse afwykinge nie, die Hebreëse verwysings nie, die Hebreëse feeste nie, die Hebreëse woorde nie. Want hoeveel keer is daar nou, het lyk my daar is nou so daar 'n nuwe ding dat alles wat Hebreëus is heilig. Jesus word nou skielik Yeshua en God word, ek weet nie wat of ander Yahuwah, wat hulle hom ook al noem nie. Want daar is 'n versleiering oor jou hart. Jy het 'n skeiding veroorsaak tussen jou en Christus. So as jy vir my vra, wat is my opinie oor Dani, Botha en al hierdie snotkoppe wat hierdie valse lering verkondig het? David Jeremiah, John Hagee, al daai mense wat hierdie gemors verkondig het van die wegraping wat die 23ste September 2025 se plaasvind. Hulle is valse profete. Ek sien gister op YouTube, hierdie een meisie het sê, ons moet nou maar versigtig wees, ons moet maar vir Dani, maar cover in liefde, en dat die Here, maar bid dat die Here sy naaktheid bedek, en as goeders, ek sê vir jou snert. Ek sê vir jou absoluut snert. Die Here sê, hulle sê, ons moet nie oordeel nie. Die Bybel sê, ons moet onder mekaar oordeel. Want ons gaan eendag engele oordeel. Want as ons nie onder mekaar oordeel nie, dan kan die Heilige Gees nie met ons werk nie, en dan gaan ons noodwendig onder die oordeel van God gaan val. Gaan lees dit in 1 Korintiërs hoofstuk 11, 12 en 13. Gaan lees dit daar vir jouself. God werk met ons op hierdie aarde in die persoon van Jesus Christus, nie in die leringe en die tradisies en die rituele van die Jodendom nie. Hy werk met ons op grond van wie Christus is in ons. En as ons nie hierdie waarheid van Christus volg nie, sê Paulus, is jy 'n vervloeking en verkondig jy 'n evangelie van vervloeking. Nou daar in die boot het al julle geen flinter om hoeveel keer julle Jesus Christus as Here verkondig nie, maar jy het 'n valse profesie gegee. Jy is 'n valse profeet van die eerste waters. En weet wat sê die Bybel oor 'n valse profeet? 'n Valse profeet moet ter dood veroordeel word. Hy moet vermoor word en hy moet gestenig word. Nou word daar gesê, ons moet vir Dani hulle ondersteun. Dan kry jy nog die vermetelheid van mense wat sê, toe maar Dani, ons glo nog in jou, ons kyk op na jou. As jy opkyk na 'n valse profeet, dan skei jy jou geheel en al van God. Verstaan jy hoe kwaad my siel is? Want hier is te veel mense in die lewens vandag sê, God het gesê, en God het gesê, en God het gesê, en God het vir my gesê, en ek het dit gesien, en ek het dit gedroom, en ek het daai gesien. Wat sê die Bybel vir ons? Luister nou mooi. Ja, ek is kwaad. Want dit dryf ons Christenskap in 'n absoluut waansinnige spotternasie in. Wat moet die moslems nou dink van die Christene se valse profeseë nie? As dit die Jehovah getuies is wat valse profeseë gegee het, was dit John Hagee, wat hoeveel keer al valse profeseë gegee het, en self geproklameer het, dat Christus nie die Messias is nie. En julle kyk op na hierdie mense soos Dani Botha, wat sê, en wat alles Yeshua maak, en alles Joods maak, en dan alles op die Joodse grond baseer. Ja, die 23 het die shofar geblaas, hy het die shofar gehoor in sy oor, maar is 'n treinhoring wat geblaas het in die oor wat jy gehoor het. As 'n treinstasie naby jou, is 'n trein, en is 'n fabriekalarm wat afgaan, dis nie 'n shofar wat geblaas het nie. Dan het jy die vermetelheid om te sê, God het vir my gesê. Nou ja, wat dan nou? Weet wat is die probleem? Julle het julle geskei van Christus. Julle het julle gewend na die Jodendom toe, julle het julle gewend na Judaïsme toe, en dan sê Paulus, wie het julle so vervloek? Wie het julle so getoor? Wie het julle onder daai heksery gebring, dat julle in hierdie valse evangelie gaan, soos Petrus sê, 'n hond wat terugkeer na sy eie braaksel. Waar het julle verkeerd gegaan, wat in die gees begin het, sê Paulus, dat julle nou in die vlees geëindig het? Waar het julle verkeerd gegaan? Julle het verkeerd gegaan toe julle die oomblik Jesus Christus begin co-mingle, inmeng en vermeng met die Ou Testament. Julle probeer alles wat aan die Jodendom gegee is, en wat vir die Jode bedoel is, probeer julle nou regverdig, deur allerhande dinge hierso te probeer inkorporeer in die Christendom, en luister vir my, en luister mooi, die Jodendom
het absoluut niks met die Christendom te doen nie. Paulus sê vir ons, hulle moes al eintlik vir ons verkondig het van hierdie verlossingsplan van God, wat hulle nie gedoen het nie, en hulle gaan hulle eie hand oor hulle mond slaan in verbasing, want ons, die laatgeborene, gaan die eerstgeborene moet lei. Nou as jy kom met jou valse profeseë, gebaseer op Judaïsme en Hebreëse gemors, waar is Christus in jou lewe? Luister wat sê die Bybel. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Hoekom het jy nog die bedekking van die Ou Testament? En die Jodendom en die Hittefees en die fees van tabernakels en dan God het jy volgens gaan. Want jy het nog nie toegelaat dat Christus hierdie bedekking wegneem nie. Want jy is te vrek bang en te vrek sleg om te leer wie Christus is in jou. Jy het jou geskei van die Triniteit homself. As jy in die Jodendom ingaan en in die Hebreëdom ingaan, en jy wil al hierdie dinge van die Jode vat en toepas in die Christelike geloof, en het co-mingle, dan het jy vervalle geraak. Dan het jy 'n anti-Christ geraak, want dan kies jy die Joodse leringe, bo dit wat Christus in Paulus aan ons geleer het, wat Paulus sê, enige ander evangelie, behalwe die evangelie wat ek vir julle gegee het, Paulus is 'n valse en 'n vervloekte evangelie. Ek is nie teen die wegraping nie. Maar weet jy wat? My prioriteit is nie eskatologie nie. My prioriteit is nie wegraping. Daar is nie redding in die wegraping nie. Romeine 5 vers 10 sê, die redding is in die lewe van Christus. Wat jy doen, jy verkondig vrees en bewing en valse drome onder die mense. Dan sê hulle, ja, maar ons moet nou maar verdaan nie, vergewe en verdra. Ek sal hom nie verdra nie. Die Bybel noem hom 'n valse profeet en 'n valse dromer en iemand wat gepraat het in die naam van die Here wat die Here nie gestuur het nie. Luister nou hierna. En dit lees ek vir julle nou en dit verander nie. God sê vir Paulus dieselfde ding wat hy hierso sê vir Jeremia, dat 'n valse profeet is 'n vervloeking. Paulus sê, as jy enige evangelie verkondig, behalwe dit wat hy verkondig het, is jy 'n vervloeking. En hier kom God, en hy sê hierso, wat Paulus later verbeeld het, in korte sin, sê, jy is vervloek as jy ander evangelie verkondig. En hier sê God presies dieselfde. Luister hierso. Jeremia 23, vanaf vers 25 tot 40, en ek wil hê julle moet mooi luister. Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom. Mense sweer die Here het vir Dani Botha hier ingeplaas toe hy dit gesê het, 'n valse profeet, maar luister. Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom en ek het gedroom. Hoe lank nog is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer en profete is van die bedriegery van hulle hart? Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal. Wie jy hierdie ding, ek het bietjie teruggegaan op hierdie storie, wat Dani Botha so begin aanhang het, dit het reeds begin daar by David Jeremiah en mense terug, wat nou Kwanseis gegaan het, en dan Kwanseis gaan nou uitwerk het, hy het dit gesteel van hulle, en hulle het hierdie woorde van God gesteel, verdraai, en opgemors, en hulle het van mekaar gesteel. Luister wat sê die Bybel. Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet deur hulle drome, wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal? Die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel, en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen, spreek die Here. Is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Daarom kyk, ek het teen die profete, spreek die Here, wat my woorde steel, die een van die ander. Kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hulle eie tong gebruik, en sê, die Here spreek. Kyk, ek het dit teen hulle, wat leenagtige drome profeteer, spreek die Here,
en dit rond vertel en my volk verlei met die leuns en hulle groot pratery, terwyl ek hulle nie gestuur het en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here. Daar in die boot, jy het hierdie volk vernietig, jy het 'n leuen verkondig, jy is van geen belang vir hierdie volk nie. En jy kan nie nou kom sê, nou ons het hom maar verdra nie. Nee, ons kan oordeel onder mekaar, sê Paulus, want ons gaan engele oordeel. En ek het geoordeel, dis 'n valse profesie. Jy is nie waardig om erken te word nie. Maar luister wat sê die Bybel. As hierdie volk of profeet of priester jou dan vra, wat het die Here gelas? Dan moet julle vir hulle sê, julle is die las, en ek sal julle afwerp, spreek die Here. En wat betref die profeet of die priester of die volk wat sê, die Here het gelas, oor die man of oor sy huis sal ek besoeking doen. Dani, maak jou gereed, God gaan besoeking kom doen by jou. Dis net hoe dit is. Hy het doen met vele bedieninge wat valse profeseë gegee het. So moet julle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer. Wie het die Here geantwoord? Wat het die Here gespreek? Maar van, die Here het gelas, mag julle nie meer melding maak nie. Want vir elkeen sal sy eie woord die las wees, dat julle verdraai die woorde van die lewende God, van die Here van die leerskare, onse God. So moet julle aan die profeet sê, wat het die Here jou geantwoord? En wat het die Here gespreek? Maar as julle sê, die Here het gelas, daarom so spreek die Here, omdat julle hierdie woorde sê, die Here het gelas, alhoewel ek julle nie gestuur het met die woorde, julle mag nie sê, die Here het gelas nie. Daarom kyk, ek sal julle sekerlik ophef, en julle saam met die stad wat ek aan julle en julle vaders gegee het, van my aangesig wegwerp. En ek sal julle 'n ewige smaad oplê, en 'n ewige skande, wat nie vergeet sal word nie. En dan luister hierso, na Jeremia 29, vers 8 en 9. Luister mooi, wat sê die Here hierso. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie. En luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie. Want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. So wat is my opinie van God het kwansuis vir Dani Botha gesê, wel, waar is die wegraping dan nou? Dit wys vir jou, God lieg nie. God het nooit met jou gepraat nie. Dis omdat jy in die Jodendom vasgevang is en jy het jou geskei van Christus. Die oomblik wat jy Christus in enige manier skei en terugkeer na enigiets behalwe behalwe die Christus in jou. En jy vat enigiets plus Jesus. Die Joodse wette plus Jesus. Die Joodse seremonies plus Jesus, of Jesus plus die Joodse seremonies, Jesus plus die hittefees, Jesus plus die Joodse shofare, dan het jy jou geskei van Christus. Want dit is of Christus alleen, uit wie, deur wie en tot wie alles is en in wie alle dinge standhou. Dis nie Joodse goeters nie. Jy kan nie die Jodendom medemeng of vermeng of vervoeg met die heidense Christendom nie. Daarom het Christus Paulus vir ons gestuur en vir ons 'n hele ander evangelie gebring, waar Christus in ons die lewe is, waar Christus in ons die sentrale fokus is, en waar Christus in ons is, die evangelie van God, nie 'n Jodendom nie,
nie Hebreëse evangelie nie, nie wette nie, nie wettisme nie, nie werke nie, nie meriete nie, nie profesie nie. En terloops, wat is die Nuwe Testament van profesie? Se betekenis in die Nuwe Testament, die Griek sê profetes. Wat beteken profetes? Beteken dood eenvoudig, dit wat reeds in die woord geopenbaar is, wat uitgelê word. In plain Engels, expository preaching. Dis wat profeet beteken. Dis wat hy sê, en hy praat ook daarso in 1 Korintiërs 13. En kennis sal tot niet gaan. Want deur middel van openbaring kom daar kennis. Nie kennis wat lei tot openbaring nie, maar deur die middel van openbaring kom daar kennis. Nie kennis van Joodse goed nie, nie kennis van Joodse tradisies nie, maar kennis van wie Christus is. Jy sien, hierdie valse profete het hulle geheel en al geskei van Christus. Hulle het geword die antichrist. Hulle kan Jesus Christus as Here verkondig, left, right en center, maar die oomblik wat jy Jesus Christus uit die sentrale fokus van God se hele doel haal, en jy plus Jesus met enigiets anders, dan is jy 'n vervloekte evangelie, jy's 'n valse profeet, en jy verkondig 'n versluierde evangelie. Wat sê Paulus 2 Korintiërs 3? Jy het nog nie gekom tot 'n verhouding met Christus, en daai sluier is nog nie afgevat nie. En soveel en elke keer wat jy teruggaan na die Ou Testament en jou lewe reguleer volgens die Ou Testamentiese rituele en wette, bly jy versluier, want wie dit gegee? Moses in opdrag van God aan Israel. Ons as heidense gelowiges het niks te doen met Israel nie. Ons het nie 'n taak daar nie, ons het niks te doen met hulle, ons niks te sê vir hulle nie, behalwe dat Jesus is die Messias. Ons het niks te doen met hulle feeste nie, ons het niks te doen met hulle shofare nie, ons het niks te doen met hulle diere wat hulle gaan offer nie, ons het niks te doen met die bou van die nuwe tabernakel nie, of die nuwe tempel nie, ons het niks daarmee uit te waai nie, want daar is God nie. Ons, ek en jy, wedergebore heidense Christen, wat Jesus Christus agneem het as verlosser en zaligmaker, ons is die tempel. Ons is die tempel van God, ons is die tempel van die Heilige Gees, ons is die huis en die liggaam van Christus, nie Israel nie. So hou op met jou Yeshua en Yahuwah en Yahweh en al hierdie goeterse, en keer terug na Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Christus die enigste waarheid wat daar is, en die enigste waaragtige waarheid wat daar is. As jy enigiets vermeng met Christus, hoor wat Poena vandag vir jou sê. As jy enige iets vermeng met Christus, Christus plus tekens en wonderwerke, Christus plus Jodendom, Christus plus Joodse feeste, Christus plus Joodse rituele, is jy 'n antichrist, is jy 'n valse profeet, en is jy 'n lid van 'n vervloekte evangelie, by wie God gaan besoeking doen. En hou op met hierdie nonsens wat God het vir my gesê. God sal nie met jou praat nie. Hy praat net in sy seun. Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Hy praat net in sy seun. En sy seun sal aan die Heilige Gees gee wat jy nodig het om te weet, om gevorm te word na die beeld en die gelykenis van die seun, nie Israel nie, nie die hittefees nie, nie die blaas van shofare nie. En dit wat die Heilige Gees aan jou openbaar, is nie tekens en wonderwerke nie, dis Christus en Christus alleen wat hy verheerlik. En dan sal dit hierdie Christus wees, apart en weg van die Jodendom af, wat na vore gaan kom. Maar die oomblik wat jy Christus plus met iets, is dit 'n valse en 'n vervloekte evangelie.
So op die einde van die dag samevatting. Daar in die boot, daar is 'n valse profeet. Jy het nie nodig om hom te ondersteun nie, jy het nie nodig om vir hom jammer te voel nie. Inteendeel, jy moet 'n oordeel vel, dat het vals geoordeel, hy moet uitgewerp word, en hy het nie 'n plek in die samelewing, totdat hy openlik bely, maar dan gaan hy altyd 'n skande voor die Here wees. En jy sal nooit weer sy woorde of sy liedere of sy musiek kan vertrou nie, want dit kom uit 'n valse denkwyse uit. Tot ons weer praat. Totsiens.